Kom ons sluit net die oor. Here, baie dankie vir hierdie awesome dag. Here, as ons gaan terugdink 2000 plus jaar wat U gedoen het sodat ons vandag hier kan staan. Here, dink ek nie daar's genoeg dankies wat ons kan sê vir wat U gedoen het. Heilige Gees, my gebed is dat U met elkeen van ons sal wees vandag. Here, hier waar ek woord bedien, dat U my lippe sal salf. Here, laat elkeen van ons en my inkluis, dat ek ontvanklik sal wees vir die woord. Here, laat ek uit die weg uitgeruim sal word. Here, laat U deur my sal praat met elkeen. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Dan weer eens baie welkom op hierdie goeie Vrydag. My gebed vir elkeen van ons vandag is dat die Heilige Gees met elkeen van ons sal praat deur God se woord. Laat elkeen van ons harte oop sal maak. Laat ons die besige wêreld een kant toe sal skuif. Wel, dit was 3:00 die middag. En Jesus het gevra vir water. Die soldaat het 'n spons geneem, dit in suurwyn gedoop en op 'n hisopdak gesit en dit na Jesus se lippe gebring. Dit was ontsettend bitter, maar dit was genoeg. Hy het gespanne sy kop probeer oplig om na die hemel te kyk. Dit is volbring, het Jesus uitgeroep, sy hoof gebuig en sy gees opgegee. Ek wil graag hê Rikus daar waar jy is, of jy sommer na die eerste skrif, want dankie stel. Die eerste skrifgedeelte Johannes 19 vers 28 tot 30 toe, en ek wil dit graag uit die NLV vir ons lees. Hierna het Jesus, terwyl hy weet dat alles reeds afgehandel is, en sodat die skrif vervul kan word, gesê, ek is dors. 'n kruik vol suurwyn het daar gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisopdak gesit en dit teen sy mond gehou. Toe Jesus die suurwyn proe, het hy gesê, dit is nou afgehandel. Toe het hy sy kop vooroor laat val en sy asem uitgeblaas. Op daardie spesifieke dag was die oomblik so vol emosie gewees. Vir daardie woorde om in te sing en te wonder wat dit regtig beteken. Maar later toe die vroeë Christene Johannes se evangelie lees, het hulle besef hoe kragtig Jesus se woorde eintlik was. En ek en jy moet onthou dat die Bybel en Johannes se evangelie in Grieks geskryf was. En die woord wat gebruik was die woord tetelestai. En hierdie woord beteken, dit is volbring. In Engels praat ons van, it is finished. En dit was 'n woord wat deel was van hulle alledaagse spreekwyse. Dis 'n woord wat die mense daardie tyd gebruik het. Wanneer 'n slaaf 'n moeilike taak afgehandel het, het hy sy eienaar geantwoord toe hy die taak afgehandel het, tetelestai. Dit is klaar. Ek het die moeilike taak wat U aan my gegee het ek afgehandel. Ek het die moeilike omstandighede oorkom. Dit is klaar. Toe die Jode tempel toe gegaan het met hulle offerhande, het die hoëpriester dit ondersoek om te sien wat hulle gebring het. En hierdie hoëpriester sou nie Grieks gepraat het nie, maar hy het Hebreëus, die ekwivalent gebruik van die woord tetelestai. Wat beteken het? Jou offer is aanvaarbaar. Dit is perfek. Julle sien wanneer die handelaar by die mark 'n seil gemaak het en die geld oorhandig is, het hy gesê, tetelestai. Die deal is gedoen. Die prys is ten volle betaal en ek is tevrede. Wanneer 'n kunstenaar die skildery voltooi het
het hy teruggestaan en gesê, Tetelestai, dit is klaar. Daar is niks wat ek kan verander aan hierdie skildery om dit beter te maak nie. Jy sien, wanneer 'n seun 'n skrifgedeelte geleer het, vir sy pa opgesê, en wanneer 'n jong dogter 'n brood gebak het en haar ma die eindresultaat gewys het, het hulle gesê, "Wel dan my kind, ek is baie trots op jou." Tetelestai. Toe Jesus daardie laaste woorde spreek, het hy nie net gesê, dit is die einde van my nie, asof daar niks meer was om te doen nie, en alles oor te gee aan sy vyande, maar te sterf nie. Sy laaste woorde was nie 'n finale oorgee aan die mag van die vyand nie. Kan ek dit weer sê? Jesus se laaste woorde, dit is klaar, dit is volbring, it is finished, was nie sy laaste woorde nie. Hierdie woorde sê nie vir ons dat Jesus dood is en dat die einde is nie. Almal wat daardie woord Tetelestai gehoor het, die slawe, die offers gebring het by die tempel, die verkopers en die kopers by die mark, die kunstenaars, die ouers en kinders het verstaan dat wat Jesus gesê het, was dat sy werk om die wêreld te red voltooi is. Hy het sy taak voltooi en niks kan daarby gevoeg of weggeneem word. Jy sien, ek en jy, en selfs die mense wat daardie tyd geleef het, kon niks anders te byvoeg nie. Hiereens in Engels praat ons van it is finished. In Afrikaans, die woord wat vir my uitstaan is die woord volbring. Dit is volbring. I have done everything. Hulle sien, Jesus het die prys ten volle betaal. Hy het al my en jou skuld gedelg daardie dag. Hierdie spesifieke dag, 3:00 die middag, 2000 plus jaar terug. Sy offer was 'n perfekte een wat aanvaarbaar was vir God die Vader. God wie afgekyk het van die hemel na die kruis. Jy sien waar sy seun se liggaam leweloos gehang het, vir my en vir jou. En God het gesê, "Well done. This is my dear son with whom I am well pleased." Tetelestai. Dit is volbring. Alles is voltooi. Nou sien God se woord sê, en ek het dit nie daar geskryf nie, babes. Johannes 3 vers 16, want so lief het God my en jou. Want so lief het God Brent gehad. So lief het God Sue gehad. So lief het God Klif gehad. So lief het God Carlo gehad. Hy moet aan my sissa, daar was staan wêreld, daar die wêreld uit en jy sit jou naam daarin. Want so lief het God my gehad, dat hy sy enige gebore seun aan die kruis laat sterf het, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Sien, ek het hier gevra die vraag, wat is dit wat voltooi is? Toe Jesus gesê het, it is finished. Dit is klaar. Dit is volbring. Jy sien, versoening is klaar. En ek het gaan kyk na die woord versoening, en volgens Google het Google vir my gesê dat versoening beteken die handeling van versoen, om vrede en vriendskap te herstel. En dit het nie vir my so, kan ek dit sê, dit het net nie vir my reg geklink nie. Om vriendskap en vrede te herstel. Die Bybelse betekenis, eenvoudig gestel, beteken versoening. Die optrede waardeur iemand of iets van sonde gereinig word. Klink dit nie beter? Jy sien, want ek en jy weet, ek en jy, as ons net gaan besef, waardeur Jesus gegaan het, toe sy bloed gevloei het. En kan ek vandag vir julle sê,
dat nie een van ons sonder sonde is. Nie een. En kan ek ook sê, dat elkeen van ons wat na hierdie woord luister, en onthou ek luister myself, want as ek hier uitgaan, julle weet, ek het dit al 'n paar keer gesê, as ek in daai kar klim en sê, Bon, het jy gehoor wat jy gesê het? En dan as ek by die huis kom en my kinders en die boodskap het, Dadda gehoor wat het Dadda gesê, so ek sê vanoggend vir julle, ek hoor self. Ek sondig op elke dag, sondig ek nog steeds. I am not perfect. I will never be perfect because there was only one that was perfect and that was Jesus Christ. Jy sien en daar net 'n verskriklike groot gap of gaping ontstaan tussen ons as mens en God as gevolg van ons sonde en boosheid. Ja. Ekskuus. Ons oortredings, ons ongehoorsaamheid en die seer wat ons God en ander veroorsaak het ons verhouding met God vernietig. En ek en jy kan dit nie regmaak nie. Daar was net een wie dit kon regmaak, Jesus Christus. En as ek jou vandag sou vra om 'n bietjie terug te dink aan iemand wie jy seer gemaak het. Kom ons wees eerlik met mekaar vandag. Ek het al in my lewe nie net een nie, maar 'n paar mense seer gemaak. Ek dink nie daar is een van ons wat nie iemand seer gemaak het. Ons wil eerlik wees met mekaar. Iemand die se vriendskap skade gelei het as gevolg van jou optrede. Jy sien, en met dit kom daar gewoonlik 'n gap en ek het gebruik die Engels gebruik 'n gap. Dit klink mos makliker. 'n Gaping ingekom. En ek en jy het miskien 'n bietjie ongemaklik gevoel wanneer daardie persoon naby jou gekom het. Is dit nie waar nie? As ek 'n bietjie by die werk 'n bietjie konflik deur is met sekere mense by die werk. En ons het mekaar 'n bietjie lip gegee op so. En iemand kom in my kantoor en daardie persoon kom in my kantoor en voel ek 'n bietjie ongemaklik. Kom, dit is eerlik wees met mekaar vanoggend. Daar waar jy iemand seer gemaak het, as daardie persoon naby jou kom, jy voel ongemaklik, jy weet nie hoe om die situasie te hanteer nie. Ek het hier geskryf, dan kom jy en jy probeer so ver as moontlik daardie persoon te vermy. Is dit nie? Hoe jy kom die mond afgestap, ek stap sonder die mond. En dan daardie gevoel het nooit weggegaan nie. Totdat jy die situasie aangespreek het en jy moontlik versoening teweeggebring het. Jy sien, partykeer is daar nie versoening nie. Sometimes things happen and we drift apart. En God se woord het my geleer. Swys dat. As sulke dinge gebeur, where do I need to put my focus? I need to put my focus on God. Because God will never disappoint me. God will never turn his back on me. Jy sien, God het 'n perfekte wêreld geskep. Kan ek dit sê, God het 'n perfekte wêreld geskep. Does God make a mistake? No. Alles was perfek. En die woord sê, God het ons geskape na sy beeld. Ek en jy is geskape na God se beeld. En God het ons gemaak dat ons in harmonie met mekaar kan saamleef. Maar toe gebeur dit, sonde. Dit wat perfek was, het verander. Jy sien baie keer in verhoudings,
Baie keer op verhoudings, dan is hierdie verhouding so perfek, man, nothing can change. En dan gebeur daar net iets. And then everything changes. Jy sien, en dit gaan oor keuses wat ons maak, en keuses wat ons gemaak het. En daardie keuses het 'n invloed gehad met ons verhouding met God. Kan ek dit weer sê? Die keuses wat ek en jy gehad het, of gemaak het 'n invloed gehad met my verhouding met God. Ek het vanoggend toe ek julle welkom gegee het ek gesê, 23 jaar terug het ek my hart vir die Here gegee, op vandag, op die Vrydag, op Goeie Vrydag, die aand, met die vertoning van Passion of Christ, op 'n bike rally, op ons CMA National Rally het ek my hart vir die Here gegee, want ek het besef waar Jesus gegaan het, om my vry te koop, sodat my verhouding met God weer herstel kan word. Ek het aangejaag. En so het elkeen van ons, en so het elkeen van julle wat daar sit, julle wat luister na die woord, so het elkeen van ons aangejaag. Julle sien die sonde hou ons weg, van wat God vir my en jou in plek het. En ek en jy kan nie by die Here uitkom, en ek en jy kan nie by God uitkom, sonder Jesus nie. Hulle sien ek het 'n hele klompie jare terug, ek het toe op my voorarm laat sit. Johannes 3 vers 16, want so lief het God bereid gehad. En onder dit Johannes 14 vers 6 wat vir ons sê, en dit is ook, dis nie daar nie. Die Here het dit vanoggend op my hart gelê, dat ek dit van julle voorhou vanoggend, en ek wil dit vinnig lees uit die 83 vertaling uit. Johannes 14 vers 6, Jesus het hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Jy sien my broeder, my suster, alles wat ek en jy probeer, kan ons nie by God uitkom as ons nie Jesus as saligmaker en verlosser aangeneem het. We can't. Sien, en hier stuur God Jesus, sy seun aarde toe, vir my en vir jou. Jesus betaal die prys. En kan ek dit sê, 'n prys wat betaal is wat ek en jy, as ek jou op die spot kan sit, is maklik om nou te sê, ja, ek sal dit betaal het. But when push comes to shove, sou jy regtig dit betaal het. Sou jy regtig deurgegaan het wat Jesus deurgegaan het. Jy sien, Jesus het aan 'n kruis gesterf, sodat sonde my en jou nie kan weerhou van 'n ewigheidslewe saam met God nie. Jesus se dood het die gap, die gaping, en ek weet nie, ek het probeer kyk en ek wou dit nog gedoen het en ek vra verskoning. Daar's 'n Engelse woord wat sê, the gap has been bridged. Ek weet nie wat is dit in Afrikaans, die help my gou 'n bietjie as jy iets bridge. Oorbrug. Jy sien, Jesus se dood het die gaping oorbrug tussen God en ons. Jy sien, verlossing is klaar. Jesus het gesê, die restaurasie tussen God en ons is klaar. Die taak wat Jesus moes verrig is klaar. Jesus het vergifnis vir my en jou gewen by God. Dis klaar. Jesus het my en jou sonde op hom geneem. Daardie dag, vandag, 2000 plus jaar terug. Dit is die rede hoekom ons praat van Goeie Vrydag. Dit was definitief nie 'n Goeie Vrydag gewees nie. Jesus het soveel pyn, soveel lyding
as jy gaan oplees, hy wat ek begin het waar gesê het, dat hy skaars sy kop kon optel. Soos wat hulle hom gekruisig het, alles was besig om, it was busy suffocating. Die kruis is 'n bewys aan my en jou, hoe lief God ons werklik lief het. Romeine 5 vers 8 en 10, en die boodskap sê die woord. Maar God is heeltemal anders as ons. Hy wys juis hoe lief hy ons het, deurdat Jesus in ons plek dood gegaan het, toe ons almal nog 'n spul sondaars was. Jy sien, in daai was kan ek uithaal en sê is, want ek is nog steeds vandag 'n sondaar. I'm not perfect, but I know what Jesus did on the cross. And every day, elke dag wat ek my oë oopmaak, poog ek om nie te sondig. Ek poog. Maar ek weet die vyand weet waar om ons te kom touch. Volgend op pad hiernatoe, toe ons amper in 'n ongeluk, jy weet nie. Toe Brett sy goeie maniertjie so 3 sekondes daai kant toe geskryf. Toe ek verby is, toe weet ek moet nie eens links of regs kyk nie, just keep on driving, just focus on the road ahead. Because God knows what today is. Vers 10. Dan sal Jesus ons ook help wanneer ons voor God se oordeelstroon moet gaan staan. Sy dood het ons in die regte verhouding met God gebring, toe ons nog aardsvyande van hom was. Hoeveel te meer sal ons dan nie deur die lewende Jesus van die oordeel van God gered word nie. Jy sien my boetie, my sussie, ek en jy gaan nie daai oordeelsdag mis nie. Ek en jy gaan, elkeen van ons gaan voor God staan. Ek het vanoggend met 'n paar mense gedeel dat ek 'n nuwe spreekwyse of spreekwoord of 'n spreek op myself vasgemaak het deur te sê, you can look me in the eye and you can lie to me, and I'm going to think it's the truth. But there are two that knows what is the truth. You that are busy talking to me and God. And we're all going to have to stand in front of God. But I know that I've been washed clean. Ek wil graag begin afsluit. Jesus se woorde, dit is volbring. Tetelestai is duidelik. Jesus het sy taak voltooi. Jesus het aarde toe gekom sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Jesus het my en jou sonde op hom geneem aan die kruis daardie Vrydag. Ek en jy het die oorwinning. Ek en jy kan saam met Jesus in God se koninkryk vir ewig en ewig leef. Weereens, die keuse is myne en joune. Ek wil vanoggend wil ek hê dat daar waar jy is, dat jy nou daar waar jy is, en waar jy luister na hierdie woord, dat jy oë sal toemaak. Gaan niks snaaks doen nie, gaan vra dat jy oë sal toemaak. Dat jy 'n paar sekondes sal neem, dat jy sal besef wat Jesus regtig vir jou gedoen het. Daardie goeie Vrydag. En ek wil ook hê dat daar waar jy sit en dink, en jy besef wat Jesus vir jou gedoen het, dat jy ook sal besef hoe lief God jou regtig het. Ek sien my boetie, my sussie, ek is verskriklik lief vir my vrou. Ek is verskriklik lief vir my kinders. Verskriklik lief vir my familie. Ek is verskriklik lief vir elkeen van julle.
But the love that God has is a different type of love than that. It's a love that gives us a forever and ever. En daar waar jy is, waar jy sit en besef, wil ek graag hê, ek gaan 'n paar woorde sê, niks van nie. Niks van nie. Jy het die keuse om dit agter my aan te sê, maar ek voel net, ek wil graag hê dat, as jy dit wil doen, dat jy hierdie woorde hardop, dat jy weet dat jou ore moet hoor wat jy sê, dat jy hierdie woorde saam met my hardop sal sê, en dit gaan as volg. Liefdevolle God en Hemelse Vader, wat U vir my gedoen het, deur Jesus se dood aan die kruis, is veel meer as wat ek verdien. Sy dood het gemaak dat ek weer U kind kan wees. Sy dood het vir my vergifnis gegee en hoop gegee vir 'n ewige lewe. Alles is volbring. Ek dank U uit die diepte van my hart dat U lief is vir my. Amen. Ek sê, want ek kan dit nie anders te stel nie. Ek kan nie. So lief het God my gemaak, dat Jesus aan die kruis gesterf. En hoe meer ek het sê, hoe meer ek het raak sien, en hoe meer ek het kyk, hoe meer stap ek daar die pad saam met God. My gebed vir elkeen van ons vanoggend is, dat ons nie net sal besef op goeie Vrydag, wat God vir ons gedoen het, maar laat ons dit elke dag sal besef, en laat ons elke dag hierdie woorde sal onthou, ons elke dag vir God sal dankie sê. Dankie dat hy lief is, vir my en vir jou. Amen. Ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord. Here, dankie is so min. Maar Here, U ken elkeen van ons harte. En U weet wat in ons harte en ons gedagtes aangaan. Here, ons weet dat sonder Jesus ons absoluut niks is nie. Here, dankie dat U so lief was en is vir elkeen van ons. Here, dankie dat U ons vrygekoop het. Dankie dat ons in 'n lewende verhouding met U kan wees. My gebed vir ons is dat ons nooit Goeie Vrydag sal vergeet. Here, laat ons Goeie Vrydag elke dag van ons lewens sal maak. Dat ons elke dag sal besef hoe lief U ons regtig het, wat U vir ons gedoen het. En help ons sodat ons beter kan word. Help ons sodat ons minder kan sondig. Here, help ons daar waar ons fout gemaak het, dat ons kan kom en sê, ek is jammer, ek is jammer, vergewe my. Dat ons nooit sal dink, that we are too smart to say sorry. Wees met elkeen van ons. Dit is my gebed, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra, ons wil vra opneem,